Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou, dit gaan vanmôre met jou goed. Ek wonder of jy al laat was. Ek dink, jy kan gou die karre hier langs my hoor ry. Ek is in die kar en ek is besig om teen 'n hoë spoed te kom waar ek moet kom. Sjoe, ek is laat vanmôre. Dit raak winter, dit is lekker om bietjie later te lê, en dan sukkel jy om op te kom, en dan sukkel jy om gedoen te kry. Dis donkerder as altyd, en dis kouer, en ja, die honde moet kos kry, die kar moet uit die garage uitkom. Jy moet daar in die badkamer kom, en skeer, en hare was, en stort, en sjoe, lunch moet gepak word, en ja, ek en jy het nogal die manier om in die winter so bietjie laat te wees. Sjoe, waarmee is ek besig? 2 Petrus 3 vanaf vers 9 sê, die Here vertraag nie sy beloftes nie. Wat beteken hierdie woordjie vertraag? Dit beteken dat hy laat is. In die nuwe lewende vertaling sê dit nogal iets anders. Hy sê, die Here is nooit laat met sy beloftes nie. Dit beteken dat die Here nie verslaap nie. Die Bybel sê tog, hy sluimer en hy slaap nie. Die Here verslaap nie. Die Here is nie laat nie. Ja, ek weet, jy kan nou vanmôre sê, dat die Here partykeer 'n bietjie lank vat. Onthou jy vir Lazarus? Hy was al dood toe die Here Jesus eers daar aankom. Of onthou jy, toe die weduwee sy olie begin opraak? Maar die Here was nie laat nie, hy was betyds. Daar's 'n ou spreekwoord wat sê, God is sometimes slow, but he's never late. Onthou jy, toe die weduwee agter haar kind se lijk aanstap, daar uit die stad uit en Jesus haar tegemoet kom, het dit vir daardie weduwee gevoel asof Jesus laat was. Haar kind het alreeds gesterf. Maar alles Jesus partykeer bietjie stadiger as wat ons wil hê hy moet wees, is hy nooit laat nie. Want daardie weduwee se kind het opgestaan. Lazarus het opgestaan. Die olie in die kruik het nie opgeraak nie. En toe die spruit vir Elia leegloop, was die Here nie laat nie. Hy het 'n ander plan gehad. Die kraaie het vir hom kos gebring. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Miskien gaan jy deur iets. Miskien voel dit vir jou asof jy soos daardie man by die bad van Bethesda al 36 jaar wag. En dit voel asof die Here laat is. Maar die Here is nie laat nie. Hy is betyds. Wil jy nie vanmôre vir jou omstandigheid sê, die Here is betyds? Wil jy nie vir jou probleem sê, hoor gou probleem, die Here is altyd betyds. Nie volgens my tyd nie, maar volgens God se tyd. Want dan, hoor mooi, is die wonder net soveel groter. Ek wil vanmôre saam met jou bid, wat voel asof die Here te laat is, asof die Here laat is. Onthou, God kan nie laat wees nie. Dis nie in sy karakter nie, dis nie in sy natuur nie, dis nie deel van sy DNA nie. En ek wil vanmôre saam met jou bid en bid, Here, help ons om die groter prentjie te sien. Help ons om te sien dat God is nooit laat nie. God is altyd betyds. Daar's 'n rede hoekom hy dalk 'n bietjie langer vat as wat ons daarvan hou of hoe ons dinge sou wou gedoen het. Maar Here, dankie dat ek vanmôre kan weet en oor my lewe kan spreek dat God is altyd betyds. Here, leer my om rustig te wag. Dis seker die moeilikste ding, Here, om vrede te hê totdat u beloftes in vervulling sal kom. Ek loof u en ek prys u wonderlike naam. U is nog steeds vanmôre die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die blinke môre ster, die soetroos van Saron. Nog steeds die tema van ons liefdeslied, nog steeds die verlosser van ons lewe. Amen.